In die nuus vanaand, ad hoc komiteelede laat geen steen onaangeroer in ondervraging van privaat ondersoeker Paul O'Sullivan. Die minister van Water en Sanitasie besoek Brixton Reservoir met talle Johannesburg inwoners wat die strate invaar na meer as 3 weke sonder water. Baie welkom by die Afrikaanse nuus. Die private forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan moes behoorlik bond staan om vrae van LP's te beantwoord op die tweede dag van sy getuienis voor die parlementêre ad hoc komitee. Die LP's het elke woord in sy getuienis voor die komitee bevraagteken en in baie gevalle te lig bevind. Die vrae het kwessies gedek soos onder meer betalings vir werk wat hy gedoen het vir die onafhanklike polisie-direktoraat en die ontbinde spesiale taakspan oor politieke moorde. Sy beweringe dat lede van sekere politieke partye by misdaad betrokke is en sy korrupsiebekampingsrekord. Maar dit was die interaksie tussen Action SA LP Darlene James en O'Sullivan oor die betalings wat die meeste reaksie ontlok het. James het gedreig dat haar party strafregtelike klagte teen O'Sullivan gaan indien omdat hy volgens haar onder eed gelieg het. Ons sal terugkeer na daardie leidende storie. Intussen, Suid-Afrika se staatsbeheerde minerale navorsingsinstansie Mintech sê 'n deurbraak is gemaak wat die gebruik van steenkool kan hervorm. Die organisasie sê sy steenkool herontwerpte program toon die vermoë om kritieke minerale uit steenkool afvalprodukte te onttrek, insluitend seldsame aardelemente, vanadium, alumina en silika materiale wat toenemend noodsaaklik is vir batterye, elektronika en ander moderne tegnologie. Dit was dag 3 van die Afrika Mynbou Indaba wat by die Kaapstad Internasionale Konferensiesentrum plaasvind. In our Coal Reimagine program, the value that you can get out of coal discards and fly ash. I'll give you an example. South Africa every year annually combusts and generates 25 million tons of coal fly ash each year. 25 million tons. Now, within that, we've discovered you can extract critical minerals. You can extract from coal things like vanadium, alumina, silica, gallium. And in doing that, what you're then doing is creating an additional market for coal, but also you're solving a huge environmental problem. Getuie F wat in die Matlanka kommissie ondersoeke geïmpliseer word, het sy dringende versoek om nie voor die kommissie te verskyn nie teruggetrek en sal maandag verskyn. Getuie F wou ook verhoed dat sy WhatsApp-boodskappe bekend gemaak word uit vrees vir selfinkriminasie. Getuie F word op kringtelevisie beeldmateriaal gesien waar hy die beweerde misdaadkartellid Katiso Katie Molefe se huis met 'n sak verlaat. Intussen het die direkteur van die onafhanklike ondersoekdirektoraat, Oopot, Tusu Kifelekai, getuig oor die probleme wat ondersoekers in die uitvoering van hul pligte het. Volgens hom was dit onmoontlik om adjunkhoof van die Ekurhuleni Metropolisie, Julius Makonazi, te ondersoek weens inmenging deur lede van die munisipaliteit. Hy sê ook 'n ondersoek word geloods oor die blou ligsage wat daartoe gelei het dat blou ligte in die private vloot van die beweerde kartellid Vusimusi Cat Matlala se sekuriteitsmaatskappy geïnstalleer is. In Iran het 1000, in Madagaskar liewer, is minstens 20 mense dood. At the Tumble Ridge Secondary School, as I was just about to go live, 2 cop cars. In Canada het die eerste minister Mark Carney sy skok en sy hartseer uitgespreek oor 'n massa-skietery by 'n skool waarin 10 mense, insluitend die skieter, dood is. Volgens die polisie het 'n vrou by die skool in die dorpie Tumble Ridge in Brits Columbia ingebars en wild begin skiet. 6 mense is by die skool doodgeskiet en 2 in 'n nabygeleë huis, terwyl 1 onderweg na die hospitaal dood is. Minstens 25 mense is beseer. Die vrou het haarself daarna doodgeskiet. Dit is nie bekend hoeveel van die slagoffers kinders was nie. Dit is die dodelikste skietvoorval by 'n skool in Kanada sedert 1989, toe 14 leerlinge by 'n skool in Montreal doodgeskiet is. In Madagaskar
is minstens 20 mense dood en 19 beseer toe tropiese sikloon Gizani gister die eiland se ooskus getref het. Die Nasionale Buro vir Risiko en Rampbestuur sê meer as 1300 mense moes die hawestad Taomasina verlaat weens stygende seevlakke en swaar reën. Talle huise is vernietig, skole gesluit en wydverspreide kragonderbrekings is ook aangemeld. Gizani se windspoed het tot gemiddeld 20 km/h afgeneem terwyl dit weswaarts beweeg het. In Iran het duisende mense optogte deur die strate van die hoofstad Teheran gehou om die 47ste herdenking van die Islamitiese revolusie te vier. Dit volg 'n maand nadat duisende Iranese dood is in die gewelddadigste onrus in die land sedert die revolusie in 1979. Intussen het die Amerikaanse president Donald Trump weer met optrede teen Iran gedreig indien onderhandelings oor 'n kernvredesooreenkoms tussen die VSA en die Islamitiese Republiek misluk. Volgens Trump oorweeg hy dit om 'n tweede vliegdekskip na die Midde-Ooste te stuur, ondanks ondernemings om nuwe konflik tussen die twee lande te vermy. En terug na ons hoofstorie. Met die private forensiese ondersoeker Paul O'Sullivan wat moes bond staan om vrae van LPs te beantwoord op die tweede dag van sy getuienis vir die parlementêre ad hoc komitee. Darlene James was van meet af aanvallend. Sy het 'n bankstaat aan die komitee voorgelê wat daarop dui dat O'Sullivan 'n betaling van R100.000 uit misdaadintelligensie se geheime fonds ontvang het, iets wat hy ten sterkste ontken. Volgens hom het hy die bedrag van die Direktoraat van Handelsmisdaad ontvang vir werk wat hy gedoen het vir die Direktoraat vir Spesiale Operasies, vroeër bekend as die Skerpioene. Ons vra om verskoning dat die klank in daardie insetsel ontbreek. Net hierna wel inwoners van Melvin, Brixton, Emerentia en Parktown Wes vaar die strate in na byna 'n maand sonder water. En Noord-Kaapse boere gemaan om waaksaam te wees terwyl bevestiging verwag word oor moontlike geval van bekkenklouseer in Kuruman. Ons gaan voort. Tientalle inwoners van Melvin, Westdene en Brixton het op die hoek van Mynweg en Vierderstraat die verkeersvloei ontwrig uit frustrasie met die Johannesburg Metro se onvermoë om water te verskaf. Sommige inwoners en ondernemings is sedert 18 Januarie sonder water. Inwoners sê hulle menseregte word geskend. Woedende inwoners sê dag 0 het owerhede in Johannesburg omkant betrap. Randwater het in 'n verklaring gesê hy gaan toevoer na Johannesburg en die Tshwane Metro verminder vanweë die gebiede se hoë gebruik. Maar inwoners sê daar is nie water om te gebruik nie. Vir baie jare al het die mense in Johannesburg, veral in Melville en omgewing, probleme met water toevoer. Dit word alles geblameer op 'n ou infrastruktuur, maar ons aanvaar dit nie meer nie want daar te veel leuns vir ons vertel en misinformasie gegee. Ook het ek 'n vraag om te vra. Gister het Rand Water gesê hulle gaan nou Johannesburg Water se water baie minder maak. My vraag is hoekom? Skuld Joburg Water dalk vir Rand Water geld? Het hulle dalk nooit hulle rekeninge betaal nie? Alles kan nie 'n ou infrastruktuur wees nie en natuurlik affekteer dit almal se lewens. Ondernemings ly verliese en talle meen dat die betaling van maandelikse dienste opgeskort word totdat die watertoevoer herstel is. We've had to scale down certain operations, so we can't run some of our productions all the time. We've scaled those down and let people work from home while we don't have sufficient water supply. Die Johannesburgse burgemeester, Dada Moreru, het toegegee dat die waterkrisis omvangryk is. Hy sê die metro werk daaraan om die netwerk te stabiliseer met 'n watervraagbestuursprogram. Once the technicians gives us a thumbs up, we'll be able to communicate. It's very difficult with water to say exactly on this day because you need to allow for the reservoirs to fill up, and there's also challenges about high-laying areas and low-laying areas. Intussen het inwoners van Parktown, Emerentia en Kensington ook vanmiddag op die hoek van Barry Hertzog en Judithweg die waterbetogings voortgesit. Op die vooraan van president Cyril Ramaphosa se staatsrede is Johannesburgers dit eens dat water
bo aan die sakelys moet wees. Die inwoners is moedeloos en gefrustreerd. Ons het die water en in steede van om geld te gebruik vir infrastruktuur, het die stupid meie van Johannesburg 4 biljoen rand gevat en dit geallokeer na salarisse. Dis crazy. Hulle doen nie hulle jobs nie, hulle is in posisies wat hulle nie moet wees nie. En hulle doen net niks. Useless. Die ANC is a crime against humanity. Ek werk by Laerskool en elke dag vat ek my kanne, maak ek dit vol, dan gaan ek weer huis toe na werk met my water. Amper 3 weke. Hulle vernietig ons stad al vir 30 jaar. Hierdie is nie 'n probleem wat gister begin het of in Januarie, soos die adjunkminister nou vir ons vertel het nie. Hierdie probleem kom al vir 30 jaar, want hulle belê nie in infrastruktuur nie. Hulle maak niks reg nie. Hulle steel geld en vernietig ons stad. Hulle het ons waternetwerk vernietig. Die DA in Johannesburg beplan regstappe teen Johannesburg Water en die stad Johannesburg. Keren in Johannesburg moet verander. Dit is baie eenvoudig. Daar is heeltemal te veel korrupsie. Daar is heeltemal te veel planne en niks word werk gestel nie. Dis pateties. Die tankermafia word baie ryk met hierdie wateronderbrekings. En deel van dit, ek is seker, is doelbewus om vir die tankerbase baie ryk te maak. Johannesburg Water sê die volume water wat hulle tans van Randwater ontvang, is minder as wat benodig word. Time frame is a bit difficult in terms of water because, as you may be aware, the system really stabilizes during the night when the demand is low. But if they start bringing the load, diverting the load back, we are confident that in a matter of 2 or 3 days the system should be able to stabilize. We are in talks. We are even meeting today. Okay, so do you think it will start tonight? Yes, we're looking at it starting tonight. Die betoging sal na verwagting môre voortgesit word. Die rooivleisprodusente organisasie het 'n beroep op veeboere gedoen om biosekuriteit op hul plase te versterk om enige uitbreking of verspreiding van bekkenklouseer in die Noord-Kaap te beperk. Dit nadat 'n moontlike uitbreking van die siekte op 'n plaas in die Kuruman gebied gevind is. Tot dusver was die provinsie die enigste waar bekkenklouseer nie aangemeld is nie. Die siekte het verlede jaar in Februarie kop uitgesteek nadat siek diere na 'n veiling in Gauteng vervoer is. Die Noord-Kaap was die enigste provinsie wat die uitbreking vrygespring het, maar die moontlike gevalle in Kuruman het dit verander. Boere is bekommerd dat bek- en klouseer na ander gebiede kan versprei. Indien met die ekonomie van bees- en skaapboerdery probleme kom, het dit 'n baie negatiewe gevolge vir die res van die provinsie in. Rondom alle klein dorpies se ekonomie hang af van die welstand van die vee en die skaap en die beesboere. So dat op die langtermyn kan 'n katastrofies wees. Boere is gevra om biosekuriteit op hulle plase te versterk terwyl hulle wag vir enstowwe. Meer as 2 miljoen enstofdosisse is tot dusver landwyd toegedien. Daar word beraam dat plaaslike produksie vanaf volgende maand 20.000 enstofdosisse per week sal produseer, terwyl miljoene dosisse van verskeie ander lande verwag word. Die belangrikste is nou, vanaf as nou daai enstof kan kry, ons het positiewe beloftes, en in ons geval in die Noord-Kaap is, ons kan dalk 'n bietjie enstof kry om die eerste gevalle te probeer doordruk. Ons is optimisties, dat die enstowwe hier sal wees voor ons dan nou grootskaalse uitbraak by ons kry. Die departement van landbou wag nog dat die voorval in Kuruman deur 'n laboratorium bevestig word. Ulrich Hendricks, SAICA in Kimberley, Noord-Kaap. Die hawelose gemeenskap in Kimberley en plaaslike sakelei het saamgespan om een van hul eie te begrawe wat verlede maand doodgesteek is. Die 37-jarige Colin Philippus is vir 'n skamele R5 muntstuk doodgesteek. Philippus, oorspronklik van Kaapstad, se tuiste die afgelope 15 jaar was die strate van Kimberley. 'n Afskeidiens vir Philippus wat op 'n sinnelose wyse sy lewe verloor het. Sy vriende beskryf hom as betroubaar en liefdevol, selfs te midde van die moeilike omstandighede. Hy was nog altyd daar vir my. Hy was
Hy was nog altyd as ek kwaad is. As iemand my kwaad gemaak het as ek kom, dan vertel ek hom hoe kwaad is ek. Hy was nog altyd daar om te kan praat met my, om te sê, kalmeer jy staan. Sy familie het hom meer as 'n dekade gelede gesien en sê hulle het nooit opgehou om na hom te soek nie. Sy vriende het Philippus se familie na sy dood opgespoor en geld ingesamel om hulle na Kimberley toe te bring om hom te begrawe. Sy ma was veral baie emosioneel tydens die diens. Ons moet hom nou in Kimberley begrawe. Is nie van Kimberley nie, maar ons moet hom in Kimberley kom begrawe as gevolg van finansies. Ons finansies is nie so lekker nie. So ons moes al die pad van die Kaap af Kimberley toe ry. Esel Motsinger was instrumenteel om die begrafnis te reël en sê Philippus het gereeld sy motor gewas. Hy sê hy kon nie toesien dat Philippus as 'n armlastige begrawe word nie. Dit was baie moeilik aan die begin om hierdie begrafnis af te kry en veral om sy ma in Kimberley te kry. Maar deur die genade van die Here het ons dit gemaak tot vandag toe om vir hom die funeral te gee wat hy deserve. Wat in 2025 gepubliseer is, sê meer as 55,000 mense is haweloos in Suid-Afrika. Philippus se vriende het almal bedank wat 'n bydrae tot sy begrafnis gemaak het. En over die markaanwysers soos om 5:00 vanmiddag met die sluiting van die JSE. Kyk, ons bloeddruk is absoluut beproef. Op daardie noot groet ons, dankie vir die saamkyk en 'n mooi aand verder. Totsiens. Goeienaand en welkom. Kom ons kyk wat die weer vir ons inhou. Wat vandag aan betref bewolkte toestande kom voor noordoostelike dele van die land met verspreide buie wat voorkom dele van die Noord-Kaap, Vrystaat, Lesotho, dele van KwaZulu-Natal asook in grootste dele van die Oos-Kaap. Lig tot matige wind kom ook voor langs die kus asook in die binneland. As ons kyk na môre, verspreide buie kom ook voor in die grootste dele van die sentrale dele van die land asook in dele van KwaZulu-Natal en die grootste dele van die Oos-Kaap. Daar is ook 'n weerwak uitgereik deur die Suid-Afrikaanse weerdiens en dit is vir ewige donderbuie. Dit kom grootliks voor in dele van Noord-Kaap, Vrystaat, Lesotho, die suidelike dele van KwaZulu-Natal en dele van die Oos-Kaap. Dit kan lei tot kitsvloede, so wees asseblief versigtig. Hierdie weerwag geld ook vir môre, asook daar is ook weggolfveelbrande wat kan voorkom in dele van die Noord-Kaap. Kom ons kyk na ons minimum en maksimum temperature. In Gauteng 'n warme dag kan verwag word met enkele buie. Dit is 31 grade maksimum vir Pretoria. Johannesburg se minimum daar is 19 met 'n maks van 30. In Limpopo gedeeltelik bewolkte toestande kom voor, anders dit warm. Die kook styg tot 35 grade Messina asook in Thohoyandou. Dan beweeg ons na Mpumalanga. Warme dag kom voor, Standerton se maksimum is 33, Skukuza se maksimum is 37. Langs die kus in KwaZulu-Natal verspreide buie kom voor, anders dit warm. Pietermaritzburg se maksimum daar is 29, asook Durban. Onthou asseblief die weerwag wat uitgereik is vir die Oos-Kaap met wyd verspreide buie en dit kan lei tot kitsvloede. 'n Warme dag kom voor in hierdie provinsie. Dan beweeg ons na die Wes-Kaap, 'n warme dag kom voor. Die kook styg tot 37 grade in Vredendal. Williams se maksimum is 32, Kaapstad se minimum is 18 met 'n maks van 24. In die Noord-Kaap verspreide buie kom voor in die oostelike helfte, anders is dit warm. Kimberley se maksimum is 30, asook
de aard. Terug na die binneland in die Vrystaat, onthou die weer wat uitgereik is asseblief. Botawil se maksimum is 34, asook Welkom. Bloemfontein se minimum is 16 met 'n maks van 30. In laastens die Noordwes, die warme dag kom voor met verspreide buie. Rustenburg se maksimum is 34, Ottosdal se minimum is 16 en die maksimum is 33. Mahikeng se maksimum is 34. Dis al van ons hier by die weersentrum. Geniet die aand.